Hallo liewe Kiekskerkmaats en baie welkom by vandag se diens spesiaal vir al ons laerskoolmaats. Dis so lekker om julle almal weer te sien en ek hoop dat dit baie goed gaan met julle elkeen. Ek weet die ouer maats is al klaar besig met toetse en voorbereiding vir die eksamen, so baie sterkte ook met al julle leerwerk en al julle vol programme. Nou maats, vandag gaan ons saam leer hoe God altyd sy beloftes hou. Selfs al lyk dit vir mense partykeer onmoontlik. Nou die Bybel sê waar daar 2 of meer mense bymekaar kom in Jesus se naam, daar is hy ook saam met hulle. En daarom groet ek julle in die mooi naam van Jesus. Hy is ons koning en ons vriend en hy's baie lief vir sy kinders. Amen. Kom ons begin hierdie diens deur 'n vrolike lofliedjie saam te sing. Kom ons loof die Here. Was, U is en U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Daar soos U, wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo. En U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U. Here, wie is daar soos U? Kan staan voor U. Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U. Ons glo. Baie welkom terug maats, kom ons sluit die oë, dan bid ons ook saam. Liewe Here, dankie dat ons vandag weer so by mekaar kan wees en van U kan leer. Dankie dat U ons baie lief het en dat U altyd U beloftes nakom. Wil U vandag ons ore waawyd oopmaak om mooi te luister na U woorde en ons harte ook oopmaak om U te leer vertrou. Al verstaan ons dalk nie altyd hoe dinge gaan uitwerk nie. Dankie Jesus. Amen. Nou maats, ek wil hê julle moet gou-gou een van julle hande ophou en 4 vingers vir my wys. Hierdie 4 vingers wys weg van ons elkeen af, maar dit beteken ook elkeen iets spesiaal. Die wysvinger
wys na wie ons vandag kan help. Die middelvinger wys vir ons na wie toe ons kan gaan om iets spesiaal te deel. Die ringvinger is die beloftevinger en dit sê dat ek ook my beloftes wat ek maak moet hou. En die pinkievinger sê dat ek altyd vriendelik moet wees. Nou julle moet dit onthou, want vandag gaan ons meer leer van Abraham en sy vrou Sara. En in ons Bybelverhaal gaan julle ontdek dat Abraham het al 4 hierdie dinge gedoen. Hy het ander mense gehelp, hy het van sy goed gedeel, die beloftes wat aan hom gemaak is, het waar geword, en hy het ook vriendelike woorde gesê, toe daar 3 vreemdelinge by sy tent opgedaag het. Maar voordat ons verder daaroor gesels, wil ek eers vir julle vra. Verbeel julle gou die volgende. Stel julle gou voor, daar is 'n helder blou bankie op julle skoolgrond en daar is geskryf op hierdie bankie, Buddy bankie. Nou die Buddy bankie werk soos volg. As jy daar gaan sit, is dit 'n teken dat jy alleen voel en jy soek maatjies om met jou te kom speel. En sodra iemand sien dat jy op daardie bankie sit, dan kom hulle na jou toe en vra, sal jy asseblief kom saam speel? Nou maats, ek dink dit kan nogal 'n goeie idee wees vir kinders, sodat hulle nie pauses alleen voel nie. Wat dink julle? Julle moet daardie voorstel bietjie by die skool maak. Want in vandag se Bybelstorie gaan ons ontdek dat Abraham nie gewag het dat iemand eers alleen gevoel het voordat hy hulle nooi nie. Nee, Abraham het vreemdelinge gesien en toe hardloop hy na hulle toe en hy nooi hulle nader om hulle welkom te laat voel en by hom te kom kuier. Nou maats, dit noem ons gasvryheid. Gasvryheid beteken dat ek liefde en vriendelikheid bewys aan ander mense sodat hulle deur my voorbeeld kan sien dat ek die Here liefhet. Ek gaan dit weer sê. Gasvryheid beteken dat ek liefde en vriendelikheid bewys aan ander mense sodat hulle deur my voorbeeld kan sien dat ek die Here liefhet. So gasvryheid is baie belangrik vir 'n Christen. Nou kom ons lees vandag se Bybelstorie saam. Ek gaan dit vir ons lees uit die Boodskap Bybel en dit is daar in Genesis 18. Kom ons lees dit saam. Op 'n dag het die Here weer na Abraham toe gekom. Dit was in die omgewing van Mamre, naby die groot eikeboom. Abraham het by die ingang van sy tent gesit, want dit was die warmste tyd van die dag. Skielik sien hy 3 mans voor hom. Abraham het opgespring en die mans gaan groet. Hy het laag gebuig en toe gesê, "Meneere, kom asseblief nader, moenie verder stap nie. Bly hier, dit is 'n voorreg om u te ontvang. Ek bring vir u 'n bietjie water en dan kan u sommer daar onder die boom gaan sit en u voete was. Ek kry ook gou 'n stukkie brood, dan kan u iets eet voordat u verder loop. Dit is wonderlik dat u nou juis hier by my verby moes kom." Hulle antwoord, "Goed dan, ons sal so 'n rukkie bly. Maak maar soos jy sê." Abraham is vinnig tent toe om vir Sara te sê, "Vat gou 'n paar hande vol van jou beste fynmeel, knie dit en maak vir die mense broodrolletjies." Daarna is hy op 'n drafstap na sy beeste toe. Hy keer toe 'n mooi jong kalf uit die trop en vra vir een van sy werkers om dit vinnig te slag en die vleis gaar te maak. Toe die kos klaar was, het Abraham die kalf saam met botterstukkies en melk vir die gaste voorgesit. Terwyl hulle geëet het, het Abraham eenkant onder die boom gestaan. "Waar is jou vrou Sara?" het hulle hom gevra. Daar in die tent," het hy gesê. Een van hulle sê toe, "As ek volgende jaar op dieselfde tyd weer hier verbykom, sal jou vrou 'n seun hê." Sara het dit gehoor, want sy het agter hulle in die tent se ingang gestaan. Abraham en Sara was egter al oud, en Sara lankal verby die tyd dat 'n mens 'n kind kan kry. Dit is hoekom sy gelag het, toe sy die man oor 'n seun hoor praat het. Sara het vir haarself gesê, "My lyf is al veels te oud om 'n baba te kry." En boonop is Abraham ook hopeloos te oud. Die Here vra toe vir Abraham, "Waarom het Sara nou net gelag? En waarom het sy gedink sy is te oud vir 'n kind? Is enige iets dan vir die Here onmoontlik? Oor 'n jaar as ek weer hier, dan sal Sara 'n seun hê." Sara het skielik bang geword
en ontken dat sy gelag het. Maar die Here het gesê, o ja, jy het. Nou maats, daar is 3 vrae in hierdie Bybelverhaal waaroor ek wonder, en ek wil hê ons moet bietjie daaroor gesels. Die eerste vraag is, wat het Abraham alles gedoen om gasvry te wees? Ek hoop julle het mooi geluister, want hy het eintlik 'n hele paar goed gedoen. Hy het gehardloop in die eerste plek om die vreemdelinge te gaan ontmoet. So hy het nie gewag dat hulle eers nader kom nie. Dan sien ons, hy het ook laag gebuig as 'n teken van respek, amper soos die Japaneese se manier van groet. Dan sien ons, hy het hulle ook genooi om by hom onder die bome in die koel skaduwee te kom sit, want dit was baie warm in die woestyn. Dan bring hy vir hulle water, en water weet ons was baie skaars, maar hy deel sy water met hulle om hulle warm voete ook skoon te was. Hy vra dan vir sy vrou Sara om 'n vars broodjie te bak. Nie van die ou brood vir hulle te gee nie, maar die beste warm roosterkoeke ook vir hulle voor te berei. En dan kies hy die lekkerste kalfsvleis wat hy dan vir hulle ook gee, en hy maak 'n lekker ete. En die laaste ding wat hy doen om gasvry te wees, hy bedien sy gaste self. Hy is nie te belangrik nie. Hy bedien hulle soos wat 'n slaaf sou doen. Maar terwyl hy en sy nuwe vriende so gesit en kuier het een van die vriende iets baie vreemd gesê. Hy het gesê dat oupa Abraham en ouma Sara 'n babietjie gaan kry. Nou maats, wat sal julle doen as julle oupa en ouma eendag by julle kom en vir julle sê, raai wat, ons gaan 'n baba kry. Julle sal dink hulle maak 'n grap. Want ek is seker julle sal ook sommer baie lag, want dit werk mos nie gewoonlik so dat oupas en oumas babas kry nie. Maar in hierdie verhaal het die vreemdeling hierdie belofte gemaak, en toe gebeur daar iets. Sara het begin lag. Nou hoekom dink julle het Sara gelag? Sy het daar by die ingang van die tent gestaan en afgeluister waaroor Abraham en sy nuwe vriende praat. En toe sy hoor dat sy 'n baba gaan kry, toe bars sy uit van die lag. Maar Sara het gelag, want in haar hart het sy geweet dat dit wat die vreemdeling sê onmoontlik is. Dit is te goed om waar te wees. Dis nou amper soos wanneer julle in die klas sit en ewe skielik dan kom julle hoof ingestap en sê, maats, julle kan nou maar julle tasse oppak, ons gaan nie vandag verder skool hê nie. Ons gaan nou almal met busse na Sun City toe ry en dan gaan ons lekker kuier daar vir die dag. Wat sal julle reaksie wees? Ek dink die meeste van julle sal lekker lag en sê, nee, dit is 'n aprilgrap. Nou dit is amper hoe Sara ook gevoel het. En daarom is die derde vraag, is iets te moeilik vir die Here? Wat leer ons in hierdie gedeelte? Terwyl Sara lekker lag, hoor een van die vreemdelinge dit. En dan sê hy daar in vers 14, maar is enige iets te moeilik vir die Here? Hoekom lag jy, Sara? Jy behoort mos van beter te weet. Niks is onmoontlik vir die Here nie. Maats, maar kom ons wees eerlik. Ons sou ook so Sara opgetree het en gedink het dat dit onmoontlik is. In ons lewens is daar baie kere dinge wat ons dink net te moeilik is vir die Here om te doen. In hierdie lewe is daar dinge wat onmoontlik is om te doen. Kom ons dink gou aan 'n paar snaakse voorbeelde. Ek dink byvoorbeeld dit is onmoontlik om elke boek in julle skool se biblioteek te lees voordat die eerste pouse verby is. Ek dink dit is onmoontlik om al die lekkernye en die snoepie alleen op te eet sonder dat jou maag gaan pyn. En ek dink dit is onmoontlik om elke bal in 'n cricketwedstryd by die skool vir 'n 6 te slaan. Ja, so sommige goed is net onmoontlik. Maar weet julle wat? Vir God is alles moontlik, want hy is God. Hy is nie 'n gewone mens nie. Hy is groot en sterk genoeg om die onmoontlike moontlik te maak. En daarom kan ek en jy ook daardie dinge wat onmoontlik lyk vir ons in sy hande plaas om ons te help. So wat leer ons vandag uit hierdie verhaal van Abraham en Sara? Ons moet leer dat God se beloftes is baie sterk. Dis nie swak beloftes nie. God se beloftes is soos 'n brug van staal, nie van karton nie. Mense se beloftes is baie keer soos 'n brug van karton. Dit breek maklik, maar nie die Here se nie. Hy is getrou en hy hou sy beloftes. In die tweede plek, God werk op sy tyd.
Nie altyd so vinnig en so gou soos wat ons wil hê nie, maar God werk en hy's altyd betyds. Nou partykeere beteken dit dat ek en jy gaan moet wag vir die Here om te werk. Ons moet wag vir sy tyd. Dit is amper soos jou verjaarsdag. Ons weet mos ons verjaarsdag vat weke en maande lank voordat dit kom. Maar jy weet dit gaan kom. En wanneer dit jou verjaarsdag is, dan hou jy lekker partytjie. Nou net so werk dit ook met God se beloftes. Somstyds vat dit 'n bietjie langer as wat ons wil hê, maar ons weet dat dit gaan kom. En in die derde plek, God verstaan ook dat ons baie keer twyfel, maar hy hou aan met werk. God raak nie kwaad as jy wonder of hy sy beloftes gaan hou nie. Hy het nie kwaad geword vir Sara nie, maar hy het eerder vir haar gewys hoe groot hy is en hy het aangehou om vir hulle te sorg. En daarom kan ons hom maar net vertrou. Nou maats, hierdie week wil ek graag vir julle uitdaag met 'n spesiale uitdaging. En ek wil julle uitdaag om speurders te wees. Speurders wat soek na stories waar die Here ook gewys het. Hy kan waar mense gedink het dis eintlik onmoontlik. Nou hoe gaan ons dit doen? Ek wil hê julle moet 'n boekie vat. En daardie boekie noem ons jou geloofjoernaal. En die tema of die titel van die boekie wat jy voorop kan skryf is God het gewys, hy kan. En dan skryf jy 'n bietjie hierdie week al daardie dinge neer waarmee jy graag wil hê die Here vir julle moet help. Skryf dit in jou gebedsjoernaal en vra dan elke aand vir die Here om jou daarmee te help en dan wag jy geduldig. En dan kyk jy so oor 'n paar dae en dan skryf jy weer hoe het die Here jou gehelp om daardie iets waarmee jy sukkel, om dit ook reg te kry. Nou maats, dit sal baie lekker wees, as jy dit ook dan vir ons kom vertel hier by die Kiekskerk, hoe die Here jou ook gehelp het. Gaan julle dit doen? Ek hoop so. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Liewe Here, baie dankie dat U altyd U beloftes hou. Selfs wanneer ons wonder, of lag, of bang is, dan weet ons, U vergeet nie. Help ons om U te vertrou, selfs wanneer dinge vir ons onmoontlik voel. Ons weet, U kan, U wil en U sal ons help. Amen. Nou maats en ouers, baie dankie vir al julle ondersteuning, vir al ons werk hier by die Kiekskerk, vir julle mooi gesindheid, vir julle gebede en ook julle finansiële bydraes. Sonder julle hulp kan ons nie al hierdie goeie werk wat hier gebeur voortsit nie. En indien julle graag vir ons wil ondersteun en ook julle dankbaarheid teenoor die Here wys vir al sy seëninge, kan julle ook nou 'n bydrae maak. Maats, ek hoop julle gaan 'n baie geseënde dag en 'n week hê. Baie sterkte vir julle almal met die sport en die kultuur en die akademie en die besige programme. Ons sien mekaar weer volgende week. Totsiens maats.